Daar sê, goeiemôre, baie welkom aan almal. Dis so lekker om julle saam met ons in die huis van die Here te hê en hier so in Richmond. Dankie aan al die Richmond dames. Dis lekker om hier so van Philipstown af hier saam met julle bietjie te kuier. En dan 'n groot dankie aan Karen en Magda. Jette, kyk hoe toe pragtig lyk die tafels. Baie dankie. Kom ons gee sommer vir hulle 'n lekker hande klap. Ag, dis amazing. Baie dankie. Nou ja, kom ons sluit nie die oë. Here, ons kom na U toe in die naam van Jesus. Here, en ons sê vir U baie dankie, Here, vir die wonderlike voorreg, Here, wat ons het om vanmôre wakker te kon word het. Here, sommige van ons het lekker vroeg wakker geword, sommige van ons het nog so 'n bietjie ingelê en maar Here, ons het U ervaar. Dankie, Here, dat ons kan weet, Here, dat U is naby, elke dag. En Here, dat U vir ons so ongelooflik lief het. En die groot werk, Here, wat U vir ons aan die kruishout gedoen het. Ons wil in U naam net loof en prys vir dit. Here, en dan vanmôre wil ek U vra, Here, dat U hierdie verrigtinge, Here, sal seën. Here, elkeen wat gaan praat en elkeen wat gaan sing en elkeen wat ietsie gaan doen, Here, seën dit. Maak ons toe, Here, onder die liefdevolle vlerk. Ons loof U, Here. En dan, Here, ons wil ook vir U dankie sê vir die geleentheid wat ons het, Here, om as vriendinne en as vroue, Here, en as susters in U, Here, by mekaar te kom. En net te kan weet dat U die koning van ons lewe is. Ons loof U, ons prys U naam. En ons almal sê, amen. Net so 'n stukkie vir julle lees uit die woord van die Here uit in Psalm 139, en ek gaan so stukkies lees, maar is vir my net so gepas. Vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid. Here, U deurgrond my. U ken my. U ken my sit, U ken my opstaan, U verstaan my van my gedagtes. U deurvors my en gaan my en lê, en U is met my. Al die weë is goed bekend, want daar is nog geen woord op my tong. Of U, Here, U ken dit geheel en al. U sluit my van agter en van voor, en U lê my hand op my. Om my dit te begryp, is 'n wonderbaar vir my. Te hoog. Ek kan nie daarby nie. In vers 13, want U het my niere gevorm, my moeder skoot geweef. Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke, en my siel weet dit al te goed. Is dit nie amazing nie? Elke keer as ek hierdie psalm lees, dan dink ek, wow, dit is so awesome. Ons is God se wonderwerk. We are His masterpiece. En dit is vir my net altyd so wonderlik. En vandag se tema vir ons tee wat Karen vir ons gegee het, is God se droom vir ons. Nou, liewe vriendin, ek wil vir jou sê, God het vir jou 'n droom. Net soos Jeremia 29 vers 11 sê, God het 'n plan vir jou lewe. So het God vir jou 'n droom. Want daai plan omhels ook die droom in. En dit is wat so kosbaar is vir ons. So vandag wil ek hê jy moet so 'n bietjie stil word, want ja, dit is baie keer, ons is baie keer so aan die jaag en aan die besig en
besig met ons eie dinge, en besig met ons eie gedagtes, en besig met die kinders, en besig met die man, en besig met allerlei dinge, behalwe by hom. Ons Vader, wat vir ons die belangrikste is. So dankie dat julle so saam met my en ons ander so 'n bietjie stil word, net so 'n bietjie by die voete van Jesus sit. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg. Nou wil ek Annelie aan julle bekendstel. Sy gaan ons eerste spreker wees. Dankie dat jy saam met ons bietjie kom kuier, en sommer saam met ons net bietjie by die voete van Jesus sit. Dis lekker. Kom ons verwelkom haar. So, vandag se vraag is, Here, wat is u droom vir my lewe? En voordat ons by die antwoord van die droom kom, wil ek ons moet kyk na die vraag. Want as ek jou die woord droom sê, wat spring in jou gedagtes in? Wat kom by jou op? Want vir die meeste mense is droom ietsie wat so 'n bietjie van 'n fantasie is, ietsie wat buite bereik is. Iets wat dalk nie heeltemal haalbaar is nie. So ek wil nie jou antwoord hoor nie, maar ek wil net hê jy moet vir jouself sê, wat kom by my op as ek die woord droom hoor? Want ek hoop ons kan dit vandag verander. Die tweede ding is ons ken God as ons Vader, ons ken hom as Skepper, ons ken hom as Voorsiener, as Beskermer. Maar het jy al ooit aan hom gedink as God die Dromer? 'n hele aantal jaar gelede het ek 'n gesprek gehad met Richard van der Berg. Ken julle daai naam? Hy was 'n akteur gewees en hy het ook die fliek Faith Like Potatoes gemaak en hy het nog ander flieks ook gemaak. En ons is in 'n gesprek en hy begin my vertel van 'n fliek wat hy verskriklik graag wil maak. En hy begin my hierdie fliek beskryf. Van die openingstoneel vat hy my reg deur tot by die slot van die fliek. En hy wil so graag hierdie fliek maak, maar hy het nie die fondse nie. Hy soek nog die borge, die finansiële ondersteuning, sodat hierdie fliek gemaak kan word. En die Here het my teruggevat na daai gesprek toe. Want Richard het daai droom in sy hart van hierdie fliek. Dit is 'n geestelike fliek wat hy wil maak. Ek glo 'n fliek wat verskriklike groot impak gaan hê. Maar daai fliek is nog nie 'n realiteit nie. Daai fliek is lewendig in sy hart. Daai fliek is 'n droom van sy hart, maar die fliek is eintlik ook 'n plan van sy hart. Hy wag net vir die nodige ondersteuning om hierdie plan, hierdie droom in vervulling te laat gaan, te laat 'n werklikheid word. En ek vertel dit vir jou, want ek wil hê ons moet eerstens besef vanoggend, voordat ons kyk na wat is God se droom vir my, wil ek hê jy moet verstaan dat jy is 'n uitbeelding van God se droom. Jy is reeds 'n droom wat waarheid geword het. Want jy was so lewendig as wat hierdie fliek in Richard se hart is. Ek weet, ek het lanklaas nog gepraat, so ek weet nie waar hy in die proses is nie. So lewendig as wat daai droom vir hom was, so lewendig was jy vir God, totdat hy gesê het, okay Teresa, here you go, onto the earth. Okay Teresa, jou tyd, ek release jou. En jy het 'n uitbeelding, 'n fisiese uitbeelding geraak van 'n deel van God se droom vir die wêreld. Nou die woord sê vir ons is geskape na sy beeld. Soos het nou net gesê, het jy al aan hom gedink as God die dromer? So as ek geskape is na sy beeld, beteken daar's ook 'n dromer binne in my.
Soos as jy vra, wat is die God se droom vir my? Dit is eintlik baie geldig, want ons veronderstel om almal drome te hê, want hy het, en ek is 'n antwoord daarop. So ek het gedink, nou moet julle verskoon, my ouderdom is dit op en af met die bril. Ek het gedink, kom ons hê 'n bietjie gesprek met God vanoggend, in die vorm van 5 vrae. So die eerste vraag is, Here, wat is u droom vir my? Dis wat op die pamflet was. Maar weet julle wat, toe ek daaroor dink, sê die Here vir my, pas op, daar's 'n effense stryk daarin. Want ek wil nou, die 2 skrifte wat die Here vir my gegee het hy nou wragtig vir haar ook gegee. Heilige Gees praat altyd dieselfde taal. So ek wil teruggaan na Jeremia 29 toe. The plans I have, my plans are all good, né? En dit sê nie plan nie, dit sê planne. En die Here sê vir my, pas op dat jy nie in die struik trap, dat jy in jou gedagtes vasval daar, dat jy dink ek het net een droom vir jou nie. Jou hele lewe is 'n droom. Ek het 'n droom vir elke fase van jou lewe. Want ons gaan deur fases en seisoene. Ons groei, ons ontwikkel. Ek is 'n kind, ek is 'n jong volwassene, ek is 'n jong ma, ek is 'n werkende, ek het 'n man. Ek het soveel fasette van my lewe. En die Here sê ek het drome vir jou, vir elke plek, vir elke seisoen. So moenie jou lewe vassit in een droom nie. Jy beperk jouself so. En daai goed wat ek nou genoem het, jy's 'n ma, meeste van ons hier is ma's, stukkie droom wat waar geword het. Jy het te werk, 'n stukkie droom, baie mense nie het nie, wat waar geword het. So, kom ons skuif ons gedagtes vandag en besef dat God het nie een droom vir my nie. Hy het miljoene. Tot die dag van wat ek na hom toe gaan, sal ek altyd nog 'n droom uitleef en nog 'n droom en nog 'n droom. Daai was vraag nommer 1. So ons weet dat God het basiese drome, né? Hy wil hê ons moet word soos Jesus. Dis 'n droom van sy hart vir elke kind. Hy wil elkeen van ons gebruik om die koninkryk uit te bou. Selfde droom vir almal. Maar nou sê ons mos, Here, maar ek wil ietsie spesiaal doen. Ek wil ietsie anders hê. Ek wil 'n droom uitleef wat uniek is aan my. En dan sy antwoord, dis reg. Ek is bly dat jy so dink, want jy is uniek. Daar is geen ander mens op hierdie aarde soos jy nie. Daar is niemand geskape wat kan doen wat jy moet doen nie. Maar daar's weer eens 'n struik. Ons raak kwesbaar. En ons begin as vrouens veral, dink ek, begin ons onsself vergelyk met ander mense. Fatale fout. Want hoe kan ek 'n appel met 'n peer vergelyk? Want ons is almal uniek. En die struik daarin is, moet nooit dink dat iemand anders beter is, groter drome het as joune nie. Jy het 'n baan gekry waarin jy gaan loop op hierdie aarde. Sit soos 'n perd vir jou oogklappe aan. Vergeet van die res. Moenie jouself vergelyk nie. Moenie oorweldig raak deur ander mense se lewens nie. Want wat vir jou uitgesit is totaal en al uniek. Ek dink ek vergeet om iets te sê. Die ander ding wat hy sê, waarskuwing. Moet nooit probeer om iemand anders te kopie nie, te naap nie. Al het julle dieselfde droom, daar's nog steeds 'n absolute unieke karakter aan elke droom.
So, die derde vraag, Here, nou wat moet ek doen om uit te vind wat hierdie unieke droom vir my is? Hoe vind ek dit uit? En dan kom ek nou by Psalm 139 vers 16. En die Here sê, weet jy wat? Jy hoef nie akrobatiese toertjies te doen om dit uit te vind nie. Jy hoef nie 'n beraader te gaan sien nie. Jy hoef nie 'n kursus by te woon nie. Jy hoef niks te doen nie. Want in Psalm 139 vers 16 sê hy, al jou lewensdae het ek klaar opgeskryf voordat jy nog op die aarde was. En daai dae wat ek in my boek opgeskryf het oor jou lewe, het ek binne in jou gedeponeer. Dis klaar daar. Jy hoef nie te gaan soek by 'n buiteplek nie. Dis hier binne. Klaar geplant, klaar gedeponeer, gedownload in jou. Jou taak is om dit te gaan ontdek, om dit te gaan ontgin, maar is reeds hier. Is dit nie amazing nie? En dan die vierde vraag, nou Here, as dit nou klaar hier binne is, hoe nou? Hoe gaan ek daarby uitkom? En dan gaan ons terug na God wat 'n dromer is en wat sê, maar jy het my karakter. Jy is ook 'n dromer. Gaan ondersoek 'n bietjie jou drome. Want daarin lê vir jou antwoorde. Daarin lê vir jou clues oor dit wat ek klaar in jou gesit het. Wat is die goed hier binne wat jou roer? Wat is die goed wat jou opgewonde maak? Wat is die passies wat jy het? Wat is daai ding wat hier binne in jou wil opstaan, maar jy dink, ag nee, dis onbereikbaar, dis te groot, ek sal dit nooit kan doen nie, hoe gaan ek nou dit regkry? Wat is daai ding? Want dit is my droom binne in jou wat praat. Dis my drome in jou, wat met jou praat en sê, gee aandag aan my. Ek is hier, ek wag. En meeste van die tyd, weet julle, is ons, kom ons sê eers dit, daar's kleiner drome, daar's elke dag se drome, daar's drome vir jou vir vandag. Dit is God se droom dat jy hier moet sit vandag. In 'n plek wat mooi is, waar sy liefde is, waar sy teenwoordigheid is, sodat hy 'n gesprek met jou kan hê. Maar dan is daar ander drome wat baie groter is. Goed wat ons 'n bietjie langer vat om by te kom. En dan sal daai drome wat jy dink, is dit nou net ek wat nou 'n simpel verbeelding het, of is dit U? En dan sê die Here, baie keer is my droom vir jou heel wat groter as wat jou kop werk. En dan maak ons daar goed af as, ag, dis maar lawwigheid, dis my verbeelding. En nee, want wie is hy? Hy is die dromer wat eerstens oor jou gedroom het, wat drome in jou geplant het, en hy is die dromer vir wie niks onmoontlik is nie. Hy is die dromer wat buite tyd, buite alles is. Daar's geen beperkings aan hom nie. So hy het die reg om vir jou sulke drome te gee. Maar 'n ander komponent van sy drome is, 'n groot komponent daarvan. In elke droom wat ek vir jou gee, wil ek jou nader trek aan my. Ek wil vir jou 'n droom gee, wat jy nie op jou eie kan doen nie, want jou droom, my droom vir jou, is ook my verhouding met jou, is my reis om jou so in my in te trek, so naby aan my te kry, dat ek myself aan jou kan openbaar, dat ek jou kan laat groei.
Ek hoop daar spring al 'n paar goed in jou kop. En dan moet ons gaan en in stilte by hom gaan sit, want hy praat nogal baie in stilte. Be still. Be still, sy het dit ook genoem. Want dis in daai stiltye, wanneer ek nie op ander goed gefokus is nie, wat daai goed wat hy klaar in my gedeponeer het, kan uitkom. Hulle koppies kan uitsteek. Maar kom ons sê nou, ek nou eers sien hier. Kom ons sê nou, iets het nou vandag uitgeblom, of in die dae wat kom en jy besef, wow, hierdie ding het ek nooit gesien as God se droom vir my nie, maar ek sien dit nou so. Wat dan? Dan is daar weer 'n paar foutjies wat ons moet pas op om nie te maak nie. Nommer 1 is, God wil graag hê, die saadjie van die droom in jou moet eers 'n bietjie groei. Daai ding moet eers 'n bietjie ontkiem. Jy moet eers kan sien hoe lyk hy plantjie, hoe lyk sy blaartjies, wat se blommetjie gaan hy dra. Daai ding moet eers 'n bietjie groei in jou, so jy moet rustig wees met daai ding en hom tyd gee om eers 'n bietjie te ontwikkel. Nie voor God uithardloop in hastigheid nie. So baie keer net eers 'n bietjie wag. Want God, en ek hou van die Engelse woord download. Dis soos hy gee 'n klomp inligting vir jou en dan kan jy daai pakketjie so stukkie vir stukkie oopmaak. O, dis hoe ek dit gaan doen. O, dis hoe dit moet lyk. O, dis en in die detail van sy droom ontvou hy vir jou so oor tyd. So ons moet geduldig wees en 'n bietjie wag. Vir sy tyd, his timing. En die skrif wat daar opkom by my is Maria. Toe die engel vir haar kom sê het, sy gaan swanger word. En dan is daar 'n woord wat sê, sy het dit in haar hart bewaar. Sy het nie gegaan en dit gaan uitblabber aan mense wat nie kon verstaan nie. En daar's so 'n stuk wysheid daarin. Want God wil hierdie saadjie wat hy in jou plant, eers tyd gee om te groei. En as jy dit voor die tyd gaan openbaar maak en met mense gaan praat en vertel, weet julle wat? Partykeer sit mense so demper op jou droom, dat jy dit maar net wil laat gaan. So wees wys, die tweede ding, wees wys met wie jy jou droom deel. Kies jou maats goed, ouens wat jou kan aanmoedig, wat jou kan help, wat vir jou, ja, julle hoor wat ek sê. Mense wat na jou droom sal kyk, deur God se oë, nie deur vleesoë nie. Dis verskriklik belangrik. Dat ons dit gaan doen, sê Here, ons staan vanoggend in absolute verwondering voor U, as ons dromer Pa, ons dromer God, wat dinge so mooi vir ons beplan het, wat U drome vir ons lewe, en U drome is maar net 'n ander woord vir U planne vir ons, want in U is elke droom reeds 'n plan, wat dit reeds in ons gedeponeer het. En Heilige Gees, ons nooi U uit vanoggend, to come and move over us, our minds, our eyes, our emotions, to let us see and recognize what You want to show us, because this morning You are building a story. You are building a dream on paper, and we trust You for that. So I'm asking You, Holy Spirit, will You please quiet our minds? Turn the eyes of our hearts towards You, and let us be so aware of Your personal presence with each one of us in this morning. And we thank You, and we honor You, and we glorify You in Jesus' name. Amen. Stem wat roep uit die donker van die diepste see. Kom klim nou uit. Kom
klim nou uit. Ek sal jou vang, my kind, gee net die eerste tree. Jy kan my vertrou, jy kan my vertrou.